Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor werkskepping in munisipaliteite. Ek wil hê julle moet my help hier. Julle moet vir my in die kommentaar afdeling sê of ek verkeerd dink en of ek die hele proses miskien heeltemal verkeerd verstaan. Want onthou, ek is nie 'n kundige nie. Ek is 'n gewone mens op straat soos julle en ek dink dalk verkeerd of ek het die verkeerde feite of kom ons sien. Welkom by Geselsnet. Ek is Rian Roux en ek gesels oor daai stories wat ek glo ons almal raak. Ons hoor gereeld in munisipaliteite, veral ANC-beheerde munisipaliteite, maar ook EFF of you name it, DA, dit maak nie saak nie, wat maak julle daar? Die munisipaliteit self maak nie saak nie. Dit gaan oor die proses van werkskepping en hoe hulle sê hulle werk skep. En my grootste probleem met die proses is die gebruik van kontrakteurs. Kontrakteurs self is nie die probleem nie, maar die manier wat kontrakteurs gebruik word om werk te doen, is waar ek 'n probleem het. En baie mense sal sê, ja maar, kontrakteurs bring tog werk in. Hulle gee vir 30% van die mense locally en so voort. Ek stem daarmee saam. Maar my grootste probleem is dat hulle al die geld en kennis weer saam met hulle uitvat. En dit is wat ek nie kan verstaan, dat die res van die mense daar buite, insluit in die mense wat die kontrakteurs in die eerste plek hier, nie kan verstaan nie. 'n Kontrakteur dra nie by tot jou gemeenskap op 'n ekonomiese front nie. Werkskepping, soos ek dit verstaan, is waar jy 'n werk vir iemand gee waarin hy vertikaal kan bly groei. Hy gaan 'n toekoms hê. Hy kan van daar waar hy nou is optrap. Hy kan 'n karier, hy kan 'n loopbaan skep daarvan. Dit is vir my werkskepping. Nie hierdie jobbies, klein piece jobbies waar jy vir hulle brood gee of vir 6 maande aan die gang hou en dan het hy skielik weer niks en hy het niks wat hy daaruit kan gebruik vir sy volgende werk nie. Hy kan nie step up nie. En ons munisipaliteite is besig om geleenthede, mense se lewens weg te gooi, omdat hulle kontrakteurs gebruik om hierdie tydelike jobs te skep, maar hulle gebruik die statistieke, daai nommertjies wat hulle aan mekaar sit, en dan sê hulle, ons het werk geskep, bog, snert, het nie werk geskep nie, het 'n tydelike posisie vir iemand geskep waarin hy 'n paar rand kon verdien, maar hy het nie 'n werk nie. Niks waaruit hy kan groei nie. En julle moet maar verskoon as ek 'n bietjie geanimeerd raak of emosioneel en rondspring hier voor julle, want dis vir my 'n ernstige saak. Want dit gaan nie vir my oor veldkleur nie, dit gaan vir my oor 'n ding wat die regering en die mense daar buite sê van die munisipale bestuursvlak, wat hulle ons flous. Ons mense op straat, hulle flous ons. En hulle flous daai mense wat vir hulle stem ook. Want daai mense dink, job creation, nee, snert. Dis nie job creation nie. Kontrakteurs moet beperk word. Ek sou sê dat hulle 'n ding moet inbring in die munisipaliteite wat hulle sê, niks meer as 30% van werk in 'n gemeenskap mag deur 'n kontrakteur gedoen word, as daar nie reeds skill is nie. En dit gebeur baie keer wat daai kundigheid in 'n dorpsgebied, in 'n gemeenskap nie bestaan nie. Bring dan iemand van buite af in. Leer daai mense, teach them. Leer hulle om die werk te doen wat gedoen moet word op 'n gereelde basis. Ek gaan 'n eenvoudige voorbeeld vat soos paaie verf. Hoe moeilik is dit om 'n pad te verf? Rooi verf, geel verf, rollertjie, verfkwassie, merkers. Iemand om toesig te hou, om seker te maak dat die verf nie gemors word nie, dat hulle doen wat gedoen moet word, wat op die boekie kyk, hier moet 'n pyltjie gaan, daar moet 'n een wat sê stop, en dit stop reg gespel word. Sulke dinge. Dan sal hulle sê, but we don't have the skills. Nee, julle het nie tans die skills nie, want julle leer die mense nie. Bring mense van buite af in om hulle te leer. Moenie mense inbring van buite af
om die werk te doen nie. Want as jy mense van buite af bring om die werk te doen, steek hy geld in sy sak en hy is uit die dorp uit, hy is uit die gemeenskap uit met jou geld. Ons belastingbetalers se geld. Uit die dorp uit, uit die gemeenskap uit. En ons gemeenskappe, en jy sien dit in die Noord-Kaapse gemeenskappe al hoe meer, en in die Oos-Kaap, en verskeie kleiner dorpies, waar kontrakteurs ons munisipaliteite verarm, ons mense, ons gemeenskappe verarm, want hulle vat die geld en uit die dorp uit, uit die gemeenskap uit. Maar niemand bly agter met kennis nie. Dis baie ernstig en ek voel baie emosioneel daaroor, want ek het dit al beleef, ek het dit gesien, en ek is seker daar's baie mense daar buite wat dit self ook sien. En ek kan nie verstaan dat hulle nog nie besef het, dat ons moet in ons gemeenskappe, in ons munisipaliteite, mense begin leer om ons werk te doen wat daar gedoen word. En ek praat nie van cleaners nie, ek praat nie van general workers nie, ek praat nie van cleaners en street sweepers nie. Daai is waarop jy begin. Wat is jou volgende vlak? Wat is jou volgende vlak na street sweeper? Street sweeper management? Nee. Maar as jy 'n ordentlike gemeenskap van werkers gebou het waar jy mense het wat paaie verf, en jy het mense wat nou sy paadjies maintain, gras sny, ordentlik gras sny, in plaas van die kontrakteer. Met jou eie masjinerie, nie masjinerie wat jy van buite af ekstra inhuur nie, kry jou eie goed. Leer die mense om dit te doen. Potholes regmaak. My jene, dis 'n gat in die pad. Jy maak hom volteer, maak hom hoopie, nadat jy hom uitgeverf met 'n bietjie bitumen, daar's 'n proses om 'n pothole reg te maak. En dan kom jy in 'n pom, pothole reg gemaak. Maar dan kry jy 'n kontrakteur van buite af om dit te kom doen. En hy sê, weet jy wat, maak hom nou vinnig reg, moenie worry oor hoe hy reg gemaak word nie, net so liggie stamp, want ons wil hy moet weer breek. Want raai wat, hulle gaan my weer hier, om daai selfde gaatjie te kom regmaak. Hy maak hom nie reg nie, hy plug hom net tydelik. Tydmors. Geen werkskeping nie. Nou, wat is die voordeel van ordentlike werkskeping? As jy 'n ordentlike werk geskep het, bou jy ook trots en verantwoordelikheid. Want kom ons sê Piet is dan in beheer van hierdie potholes wat reggemaak word. Dan gaan iemand vir jou sê, Piet, hierdie gat wat jy verlede week geplug het, is nou weer besig om 'n gat te word. Wat het jy gedoen? Wat het jy verkeerd gedoen? Hoekom het jy dit nie reg gedoen nie? Jy moet leer om dit reg te doen. En dan kry iemand om hom te leer om dit reg te doen. Piet ontwikkel dan trots in sy werk, want as hy dit nie reg doen nie, gaan sy mense van Piets. En dit moet gedoen word. Verantwoordelikheid. Met jy kan nie net mense bly sê, ja, maar Piet het dit nie reg gedoen nie. Jy moet sê, Piet, jy het dit nie reg gedoen nie. 3 dae in die tronk. Dit is nou 'n belaglike voorbeeld, maar iets moet gedoen word. Soos, okay, jy kry 'n boete, Piet. Jy het hierdie werk nie reg gedoen nie, R500 aftrek op jou salaris. Boete. Boete. En dit geld seker vir jou munisipaliteit, jou munisipale bestuur ook. Wat sê julle? Stem julle saam met daai idee van ons moet meer werk en werkers in ons munisipaliteite kry? Want wie wat? Kom ons sê jy begin met 'n general worker wat nou net, hy's 'n straatveer, hy begin skoonmaak. Sy volgende stapie op is iemand sy foreman sê, weet wat, ek is reeds hier as foreman, maar jou volgende stapie op is jy kan straatpainter word. En dan foreman daar, en dan kan jy begin potholes regmaak en vehicle maintenance. Ons munisipaliteite moet leer om hulle eie karre en goeders reg te maak. En dan step up, dan bou jy 'n gemeenskap waar daai gemeenskap hulle eie werk, hulle eie onderhoud, hulle eie bouwerk en al daai werk binne die gemeenskap hou, in plaas van kontrakteurs betaal wat inkom, geld in hulle sakke druk en uit die dorp uit. Cherry bye, dankie dat ons betaal het, ons doen 'n halwe job, want ons worry nie oor of jou gemeenskap oorleef of nie. Ons soek die maksimum geld by jou. Ons soek die maksimum geld met die minimum effort. Want ons stel meer belang in die geld.
En natuurlik so 'n bietjie aan die kant, daai 15% bribe wat hulle vir iemand gaan betaal om daai tender te gewen het. Julle ander storie. Anyway, sê vir my bietjie, wat dink julle daarvan? Dink ek verkeerd of is ek heeltemal van die spoor af? Is my kopie mal? Raas my kop? Of het ek iets beet hierso? Sê julle vir my, sit dit in die kommentaar afdeling en as iemand in die ANC of een van die munisipaliteite, stuur vir hulle hierdie video, dat hulle ook net 'n bietjie hoor, want ek sal nogal graag wil hê dat daai mense hoor wat ons sê as 'n gemeenskap. Sit julle comments in die comment afdeling dat ons dit bespreek en hooplik sien iemand dit raak daar buite wat iets daaraan kan doen.